Vriende van SA Gemeente, baie welkom by ons toer van die laaste week van Jesus voordat hy gekruisig is. Ons toer natuurlik in die Markus Evangelie en dit is wonderlik dat jy kies om saam te reis. Jy gaan 'n wonderlike klomp dinge leer. Hoe ons dit gaan doen is, ons gaan elke dag vat net soos wat dit in die Bybel is. Vandag is natuurlik Sondag, so ons begin by wat het op die Sondag gebeur. Dit is Palm Sondag en ons gaan nou sien hoekom. Daarna gaan ons kyk wat het op die Maandag gebeur. Dinsdag gaan ons kyk wat het op Dinsdag gebeur en so gaan ons aangaan tot en met Saterdag totdat ons saamkom Sondag daar by Suidwyk in Guildford om fees te vier op die Opstanding Sondag. Nou ja, sonder om enigstens terug te hou, kom ons begin by Palm Sondag. So ek gaan vandag met julle praat oor 'n donkie, boere, eenvoudige plattelanders, ryk mense, sisteme, goue arende, perde en tempels. Nou dit is 'n hele mond vol, so voordat ons daarby gaan vashak, kom ons lees Markus 11 van vers 1 tot 11. Ek lees sommer uit die Nuwe Lewende Vertaling uit. Jesus gaan Jerusalem triomfantlik binne. Toe hulle naby Jerusalem kom, het Jesus en sy disippels eers die dorpies Betfage en Betanië wat teen die Olyfberg lê bereik. Daarop het hy 2 van sy disippels vooruitgestuur met die opdrag: gaan na die dorpie reg voor julle en nes julle daarin gaan, sal julle 'n jong donkie wat nog nooit gery is nie, vasgemaak sien staan. Maak dit los en bring dit hierheen. As iemand vir julle sê, wat maak julle daar? Sê dan, die Here het die donkie nodig. Hy sal hom nou weer terugstuur. Die 2 disippels het toe vertrek en hulle het 'n jong donkie gekry wat buite in die straat by die ingang van 'n huis vasgemaak staan. Terwyl hulle hom losmaak, het van die omstanders beswaar gemaak en vir hulle gesê, wat dink julle doen julle? Hoe kan julle die donkie sommer net so losmaak? Hulle het toe geantwoord soos Jesus hulle beveel het en die mense het hulle toe laat begaan. Daarna bring hulle die jong donkie na Jesus toe. Hulle sit toe hulle boklere op die donkie en Jesus gaan sit bo op hom. Baie van die skare het toe hulle boklere op die pad voor Jesus oopgegooi, ander weer groen takkies wat hulle in die veld gekap het. Met Jesus in die middel van die optog het hulle uitgeroep, prys God, geseënd is die een wat kom in die Here se naam, geseënd is die koningsheerskappy van ons voorvader Dawid wat aan die kom is. Prys God in die hoogste hemel. So het Jesus toe in Jerusalem aangekom en na die tempel toe gegaan waar hy alles rondom hom bekyk het. Omdat dit al reeds laat was, het hy toe saam met die 12 disippels uitgegaan na Betanië toe. Alright, so ek dink die eerste ding wat ons hierso moet verstaan in hierdie teks is dat hierso is 2 prosessies aan die gang. So 2 prosessies het Jerusalem binnegekom op 'n heerlike lentedag in die jaar 30. Dit was die begin van die Paasnaweek, die mees heilige en belangrikste week op die Joodse kalender van daardie tyd. In die eeu na dit het Christene hierdie dag as Palm Sondag gevier, die eerste dag van die heilige week. Nou die een prosessie het uit 'n plattelandse boerderygemeenskap bestaan en die ander prosessie was 'n imperial prosessie, hierdie imperiale, groot, massiewe prosessie. Nou vanuit die ooste kant van Jerusalem ry Jesus op 'n donkie van die Olyfberg af, aangemoedig natuurlik deur sy volgelinge. Jesus was van die klein dorpie Nasaret. Sy boodskap was oor die koninkryk van God en sy volgers het van die laerklas boerderygemeenskap gekom. Hulle het na Jerusalem gereis van Galilea af. Dit is so min of meer 150 kilometer noord van Jerusalem, of so net onder die 100 myl. Markus se hele evangelie wys na Jerusalem toe en nou is die oomblik hier. Dit het gearriveer en aangebreek. Aan die ander kant van die stad Jerusalem, die weste kant, het Pontius Pilatus, wat die Romeinse gouverneur van Judea en Samaria was, Jerusalem ook binnegekom agter 'n hele kolom van hierdie imperiale perderuiters en soldate. Nou Jesus se prosessie proklameer die koninkryk van God. Pilatus se proklameer die mag en krag van die empire. Nou, hierdie 2 prosessies beliggaam die sentrale konflik van die week, wat uiteindelik sal lei na Jesus se kruisiging. Pilatus se militêre prosessie was 'n demonstrasie van beide die Romeinse imperiale mag en ook Romeinse imperiale teologie.
Baie mense vandag weet nie daarvan nie, maar die imperiale prosesie was baie bekend in die Joodse tuislande van die 1ste eeu. Markus en die gemeenskap vir wie hy skryf, sou beslis van dit geweet het, omdat dit standaard praktyk was vir die Romeinse goewerneurs van Judea om in Jerusalem te wees tydens hierdie groot Joodse feeste. Nou, hulle het dit gedoen nie omdat hulle baie simpatiek was teenoor die godsdienstige praktyke of toewydings van die Jode nie, maar om in die stad te wees vir as daar moeilikheid kom. Daar was ook gereeld moeilikheid veral met Paasfees, 'n fees waar die Joodse mense hulle vryheid gevier het van 'n vroeëre imperiale oomblik af wat hulle onderdruk het. Die rede vir hierdie klomp soldate saam met Pilatus was om die Romeinse beheer en mag te versterk en hulle het gebly in Antonia wat die Joodse tempel en howe oorkyk het. Nou Pilatus en hierdie soldate het van Caesarea Maritima of Caesarea by die see gekom, wat so min of meer 100 kilometer wes van Jerusalem was. Net soos die Romeinse goewerneurs van Judea en Samaria voor hom, het Pilatus in die pragtige stad aan die kus gebly. Dit was wel baie lekkerder as daar in Jerusalem, die hoofstad van die Joodse mense wat in die binneland was en gereeld vyhandig was, maar vir die groot feeste van die Jode het Pilatus net soos sy voorgangers Jerusalem toegegaan. Dink net gou vir 'n oomblik jouself in hierdie prosesie wat arriveer in die stad in. 'n visuele arsenaal van imperiale mag, perderyters op perde, voetsoldate, klere van leer, helms, wapens, baniere, goue arende op pale. Dink aan die klanke, die soldate wat marcheer, die kraak van leer, die geklingel van 'n toom, tromme wat slaan, stof wat trek, die oë van mense wat doodstil na dit staar, party nuuskierig, ander in vervoering en ander gevul met haat. Pilatus se prosesie het nie net imperiale mag uitgebeeld nie, maar ook Romeinse imperiale teologie. Nou, ons was so rukkie terug, het ons die voorreg gehad om The Change of the Guard te sien, daar hier in Londen op pad na Buckingham Paleis toe, en dit is indrukwekkend. Ek verbeel my, dit was op daardie skaal, waarskynlik in Pilatus se tyd net nog 10 keer groter. Nou, volgens hierdie teologie was die keiser nie net die regerder van Rome nie, maar die seun van God genoem. Dit het natuurlik begin met die grootste keiser van hulle almal, Augustus, wat Rome regeer het van 31 voor Christus. Nou, daai Augustus was ook bekend as Octavius. So hy het regeer van 31 voor Christus tot 14 na Christus. Sy pa was die god Apollo en sy ma was Atia. Inskrywings verwys na hom as seun van God, Here en Redder, en een wat vrede op aarde gebring het. Na sy dood het hulle geglo dat hy opgevaar het na die hemel om sy permanente plek tussen die gode in te neem. Sy opvolgers het aangehou om hierdie goddelike titels te dra, insluitend Tiberius, die keiser wat van 14 tot 37 na Christus regeer het, en dis die keiser gedurende die tyd van Jesus se publieke optrede. So vir die Jode het Pilatus se prosesie nie net 'n teenoorstaande sosiale orde beliggaam nie, maar ook 'n teenoorstaande teologie. Kom ons gaan nou terug na die storie van Jesus wat Jerusalem binnegaan. Al is dit 'n bekende storie, is daar 'n paar verrassings. Jesus moes sy intog in Jerusalem voor die tyd beplan het, want hy wil eintlik 'n politieke demonstrasie uitvoer. So die betekenis van hierdie demonstrasie is duidelik as ons kyk na die simboliek in die profeet Sagaria en die Hebreëse Bybel. Sagaria 9 vers 9 lees soos volg: Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en 'n oorwinnaar, maar tog is hy nederig. Hy ry op 'n donkie, die vul van 'n donkie. Nou verder in Sagaria sien ons watter tipe koning hy sal wees. So hierdie koning wat op 'n donkie ry sal oorlog verban van die land af. Geen perderyters, oorlogsperde, pyl en bo. Hy sal vrede beveel vir die nasies. Hy sal 'n koning van vrede wees. So Jesus se prosesie gaan doelbewus dit wat aan die ander kant van die stad gebeur tee. Pilatus se prosesie beliggaam mag
krag, glorie en geweld van 'n empire wat die wêreld regeer. En hulle kom op dieselfde tyd daaraan. Jesus se prosesie beliggaam 'n alternatiewe visie, die koninkryk van God. Hierdie kontras tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die keiser is sentraal nie net tot Markus nie, maar tot die storie van Jesus en die vroeë Christene. So hierdie heilige week is 'n storie van konfrontasie. Waaroor gaan hierdie konfrontasie? Wel, eerstens, politieke onderdrukking. In sulke samelewings was die baie regeer deur die bietjie, die magtiges en die ryk elites, die koninklikes, die adelisses, die aristokrate en hulle vennote. Gewone mense het nie 'n stem gehad in die vorming van die samelewing nie. Laat mense nogal dink, hoe ver het ons regtig aanbeweeg van daardie tyd af? Tweedens, ekonomiese uitbuiting. 'n Groot persentasie van die samelewing se rykdom wat hoofsaaklik van landbouproduksie en pre-industriële gemeenskappe afkomstig was, het in die koffers van die rykes en magtiges beland. Tussen 50 en 66% daarvan. Hoe het hulle dit reg gekry om dit so te doen? Deur hoe die sisteem opgestel was, deur die strukture en die wette rondom grondbesit, belasting, boekhouding van skuld, ensovoorts. Laat mens nogal dink, hoeveel het ons regtig aanbeweeg in die wêreld van daar af. Derdens, godsdienstige legitimiteit. In antieke gemeenskappe was hierdie sisteme legitiem of regverdig deur godsdienstige taal. Die mense is vertel dat die koning deur goddelike reg regeer en die seun van God was en dat die sosiale orde die wil van God reflekteer en die wat regeer is deur God daar geplaas is. So godsdienst is gebruik om die plek van die rykes en die magtiges in die sosiale orde te bevestig, waaroor hulle ironies genoeg regeer het ook. Nou ja, hoewel die tempel nog altyd belangrik was, het dit in Jesus se tyd die sentrale ekonomiese en politieke instelling in die land geword. 'n Dominante sisteem was nie nuut nie. Dit het ook onder Herodes bestaan en selfs voor hom. Wat wel nou nuut was dat die tempel nou die sentrum van plaaslike samewerking met Rome geword het. Dit het die definierende kenmerk van antieke sisteme van dominansie gehad. Regeer deur die minderheid, ekonomiese uitbuiting en godsdienstige legitimiteit. Dit was 'n dominante sisteem wat twee lae gehad het. Die plaaslike sisteem in die tempel was ondergeskik aan die imperiale sisteem wat onder Romeinse beheer was. Daarom was die lojaliteit aan die keiser in hierdie sisteem vanuit die tempel. Nou die paar wat regeer het in die plaaslike sisteem was die tempelamptenare onder beheer van die hoëpriester. Hierdie amptenare en priesters was natuurlik almal afkomstig van ryk families. Waar het geld vandaan gekom? Grondbesit en landbouproduksie. So baie van hulle het grond besit. Hoe kry jy grond? Hier is een voorbeeld. Hulle het 'n wet gemaak wat sê jy kan nie grond koop of verkoop nie. Grond kon net gekonfiskeer word op een van twee maniere. Die koning kan dit sommer vat, of jy moet dit gee as jy te veel skuld het. Die koning het dan hierdie grond gegee vir die priesters wat die tempels regeer en verseker dat hy wat koning is, geld kry. Nou, hoe maklik is dit nie om mense in skuld te dompel nie? Jy koop nie hulle produkte nie, jy maak die rente baie hoog, en sodra hierdie grond weggeneem word van die families af, het die familie steeds aangebly en geboer, maar nou vir die nuwe eienaar. En wie is hulle? Die priesters. So die boerdery is ook in meeste gevalle verander van grane en groente na olywe, vye en dadels. Dit beteken die mense kon nie meer van die grond af leef nie, want hierdie produkte was nie basies nie, dit was luks. So hulle moes die basiese produkte gaan koop het. Jy begin die idee kry hoe sleg die omstandighede werklik was waaronder hierdie plattelandse boerderygemeenskappe geleef en gewerk het. Die tempel het nie net geld uit landbou gekry nie, dit was ook die plaaslike belastinggaarder vir die imperiale sisteem waarin hulle die jaarlikse betaling aan Rome moes betaal. So die priesters het na Rome en die imperiale sisteem gekyk en die imperiale sisteem en Rome het na die priesters gekyk. So die probleem is nie soseer die priesters se individuele boosheid nie, maar die rol wat hulle in die sisteem van onderdrukking gespeel het. So hierdie priesters het dit help vorm, dit afgeforceer en voordeel daaruit getrek. Die priesters se primêre verantwoordelikheid was eers
Rome. Dit was natuurlik 'n balanseertoertjie. Hulle moes genoeg met Rome saamwerk om Rome gelukkig te hou, maar nie so dat hulle die Jode waarvan hulle deel was kwaad maak nie. Hulle was in 'n awkward posisie. Nou dit is hoekom Caiaphas rondom Jesus sê, dis beter vir een man om te sterf as vir die hele nasie om vernietig te word in Markus 11 vers 50. Caiaphas sê bietjie vroeër in vers 48 van hoofstuk 11, as ons hom toelaat om so aan te gaan, sal almal in hom glo en die Romeine sal ons en ons tempel vernietig. Caiaphas was vir 18 jaar die hoëpriester, so hy moes baie goeie vaardighede gehad het. Ons moet op hierdie punt noem dat niks van hierdie, wat ek nou gesê het, vreemd was nie. Dit is maar hoe dit was. So hierdie is 'n baie gereduseerde weergawe van die Jerusalem wat Jesus binnegaan op Palmsondag. Sy boodskap was uiters krities teenoor die tempel en die tempel se rol in hierdie sisteem van dominering. In die evangelies het beide Johannes die Doper en Jesus se bewegings 'n anti-tempel dimensie. Johannes het die vergifnis van sondes benadruk, maar vergifnis was 'n funksie van die tempel waarvoor geld gevra is. So vir Johannes om vergifnis te proklameer los van die tempel, was om die tempel se rol te ignoreer as bemiddelaar tussen God en mens. Nou net soos Johannes het Jesus ook vergifnis los van die tempel uitgedruk. So vir die priesters gaan dit daaroor dat God het 'n manier gegee vir vergifnis en dit was deur tempeloffers. Met ander woorde, geld. En nou kom Johannes en Jesus en beweeg buite die wil van God. So die tempel was die sentrale punt van die dominerende sisteem, die sentrum van die rykes en magtiges wat regeer het, die sentrum van groot rykdom en die sentrum van samewerking met Rome, en hulle het dit verstaan as God se wil. Jerusalem, op Palmsondag gaan alles oor wat dit beteken om Jesus te volg, om 'n ware disipel te wees. Markus ontwikkel hierdie tema deur 'n klomp subtemas saam te voeg. Om Jesus te volg beteken om hom op die weg te volg. Die weg lei na Jerusalem. Jerusalem is die plek van konfrontasie met die magsfigure. Jerusalem is die plek van dood, maar ook van opstanding. So konfrontasie met die dominerende sisteem en dood en opstanding is die twee temas van die lydenstyd, maar ook van die Christenlewe. Belangrik om te verstaan, Jesus was nie teen die Jode nie, hy self was binne in die Joodse sisteem, en Jesus is nie in konflik met die priesters nie. Jesus se proses was teen die sisteem van dominansie wat in die naam van God regverdig word, iets heeltemal anders as die koninkryk van God. So twee prosessies gaan Jerusalem binne daardie dag. Dieselfde vraag, dieselfde alternatief, staar die van ons wat aan Jesus getrou wil bly in die gesig vandag. In watter prosessie bevind jy jouself op die oomblik? In watter prosessie wil jy wees? En kom ons wees nou eerlik daaroor. In watter prosessie loop jou ouerskap? In watter prosessie loop jou huwelik of jou verbintenis of jou verhouding? In watter prosessie loop jy as werknemer of werkgewer? In watter prosessie loop jy as lidmaat van die kerk? In watter prosessie loop jy met jou geld? In watter prosessie loop jy met jou diensbaarheid? Dit is die vraag van Palmsondag en die week wat nou voor ons lê. Wat is die punt van 'n podcast soos hierdie? Om jouself binne Jesus te verstaan as een van sy disippels. Nou ek praat met baie mense oor Jesus, en dit is opvallend hoe min mense hulle self binne Jesus verstaan, bloot omdat hulle hom nie ervaar en beleef en verstaan nie. Ek wil jou begelei in 'n besondere heilige week, tot by Paasondag, volgende Sondag. Ek wil hê jy moet iets voel van Jesus se liefde en sy omgee en sy rede van bestaan vir my en jou, sodat hy jou hart kan transformeer in iets groter as jy in. Hierdie week gaan jou lewe uitgedaag word. Daarom gaan ek saam met jou dag vir dag vat in die volgende week met Jesus as ons gids. Ons het nou gesien wat hy doen op Palmsondag, maar ek gaan jou met 'n klomp skakels en podcast bedien vir elke dag en vir jou iets vertel van die heilige week, Maandag tot Saterdag. En ek wil jou vra om in te skakel by ons en saam op reis te gaan. Dit gaan jou lewe transformeer as jy Jesus toelaat om dit te doen.
Dankie dat jy saam geluister het vandag. Dit is vir my 'n voorreg om saam met jou in Jesus vas te staan. Tot môre, mooi loop.